'n reeks aksies deur die Departement van Onderwys in Gauteng die afgelope maand span saam om gehalte onderwys aan veral Afrikaanse skole ernstig te bedreig. Sommige onderwysgroepe meen dis 'n doelbewuste aanval op Afrikaanse skole. As ons kyk na die feite, is dit moeilik om hierdie moontlikheid as vergesog af te maak. Die sny van onderwysposte is tans die grootste bekommernis. Die Gautengse Onderwysdepartement het in Oktober skoolgeldskole laat weet dat hulle poste verloor. In sekere gevalle tot soveel as 7 poste per skool wat verloor word. En in meeste gevalle is skool dieselfde leerdergetal as verlede jaar. Dit het 'n geweldige krisis op ons skole se begrotings geskep, begrotings wat alreeds opgestel was, want departemente was veronderstel om hierdie syfers ook deur te gee teen einde Oktober. Na baie druk het die departement toe nou laat weet dat hierdie poste nie gesny gaan word nie en geen skool gaan poste verloor nie. Wat nou gebeur is dat die departement voortgaan om hierdie poste te verminder. Dit skep 'n geweldige krisis vir ons skole, dit skep onsekerheid en dit maak 'n groot probleem vir ons skoolgeldskole om hulle begrotings sinvol te kan opstel. 'n Aantal onderwysers is maandag ingelig dat hulle nou na ander skole geskuif sal word, waar daar 'n tekort aan onderwysposte geïdentifiseer is. Die departement wou nie met Marula Media in gesprek tree oor die teenstrydige kommunikasie nie. In dieselfde asem het die departement nou die jaarlikse subsidie aan kwintiel 5 skole met 2/3 gesny. Hierdie is skole wat oorwegend in gegoede buurte geleë is en die meerderheid van Afrikaanse skole uitmaak. Die skole moet nou ander planne maak om R600 000 self in te vorder, nadat hul begrotings reeds afgehandel is. Die departement sê daar's 'n tekort aan geld en dat die begroting wat vanaf tesorie ontvang word gesny is. Die werklikheid is egter dat die gebrek aan geld aan grootskaalse wanbestuur en moontlike korrupsie binne die departement self toegeskryf kan word. Afrikaanse skole moet nou hiervoor vergeld. 'n Derde element wat dit tans amper onmoontlik maak vir Afrikaanse skole om behoorlik te kan beplan vir volgende jaar, is dat die plasing van graad 8 leerders aansienlik langer sloer as vorige jare. Dis 'n maand voordat die skool sluit vir die 2025 skooljaar en steeds is daar baie ouers wat in sak en as sit omdat hul kinders of in die verkeerde skole geplaas is of omdat hulle nog steeds geen inligting ontvang het oor waar hulle kinders geplaas is vir die 2026 skooljaar nie. AfriForum ontvang daagliks talle klagtes in verband met hierdie saak en die aanlyn stelsel en die onbeholpenheid van die Gauteng Onderwysdepartement om vir hulle enige inligting te verskaf oor hierdie situasie. Dit het ons nou genoodsaak om 'n prokureursbrief te stuur aan die LER vir Gauteng, meneer Tseluane, om vir ons uitsluiting te gee oor wat hierdie situasie behels en hoe dit opgelos gaan word en om meer duidelike kommunikasie aan ouers en skole te bied rakende die saak. Daar was verlede week sprake van 'n stelselfout wat tot gevolg gehad het dat SMS'e met aanbiedinge om plek nie aan ouers uitgestuur is nie. Die departement ontken egter nou hierdie fout en 'n week later het baie leerders nog nie een enkele aanbod om 'n plek gekry nie. Intussen kan skole nie handboeke aankoop, roosters uitwerk of weet hoeveel onderwysers nodig gaan wees nie. Afrikaanse skole kon dit tot dusver regkry om ten spyte van 'n duidelike politieke aanslag op skole uitnemend te bly. Rolspelers erken egter dat die jongste reeks aanvalle besig is om sy tol op Afrikaanse onderrig te eis. Hou Marula Media dop vir meer inligting oor hierdie belangrike onderwerp.